Goed. Baie welkom by volgens erediens. Ons begin hierdie week met 'n nuwe reeks. Die reeks se naam is vrug van die Gees, maar eintlik is die tema hoe lyk jou vrugte. So dit handel oor die vrug van die Gees en ons gaan vir die volgende 3 weke gaan ons 'n bietjie in diepte ingaan oor die vrugte van die Gees. Net vir interessantheid, weet iemand hoeveel vrug van die Gees daar is? Weet iemand? 9. Ja, dis 9. Mag dat jy jou maat so gelyk gesê. Ja, great minds think alike, hè? So dat is 9 vrug van die Gees. Net wat interessantheid, ek gaan nou al gesels, as 9 eienskap, is nie 9 vrugte nie. Net 'n bietjie meer daaroor nou. So dis 'n tema wat ons gaan oor gesels vir die volgende 3 weke. Ek lees baie saam met my die woord van die Here. Ek dink almal ken seker die gedeelte Galasiërs 5 vers 22 en vers 23. Galasiërs 5 vers 22 en 23. Ek lees voor. Die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks. Net tot sover. Kom ons bid eers saam. Here Jesus, ons kom vanoggend in die nuwe jaar en ons sê vir U dankie vir die jaar wat verby was, dat U vir ons weer gedra het. En Here, ons kom en ons vra vir U, Here, ons wil U ken in alles. Ons wil U daadwerklik ken in alles wat ons doen, Here, want ons weet U is die een wat ons baie sal gelyk maak. En Here, help vir ons om nie in mense vas te kyk nie, en in instansies nie, maar Here, dat ons werklik ons hoop op U sal vestig. U wat almagtig is, U wat driemaal heilig is, U wat soewerein is, Here, ons hoop is op U wat die lewende hoop is. En ag Here Jesus, ons bid ook vir hulle wat nie hier is nie, help U rede ook. Ons bid dat U ook in hulle harte sal werk en hulle sal terugbring. Maar vir ons wat hier is, Here, dankie vir die voorreg wat ons het om hier te kan wees in U teenwoordigheid. Ons eer U vir die voorreg. In Jesus naam moet ons dit. Amen. So ons eerste punt wat belangrik is die grond van die van die vrug. So Paulus maak dit baie duidelik dat die bron van die vrugte van die Gees, of die vrug van die Gees, dit is nie 'n mensgemaakte ding nie, dit kom van die Heilige Gees self af. Dit is baie belangrik om dit te weet, want baie mense het baie redenasies rondom die vrug van die Gees. En as jy verder gaan lees, dan sê dit, die Gees gee dit aan wie soos hy wil. So, ek en jy as mens, ons het nie beheer om dit te manipuleer nie. Dus die Heilige Gees wat die vrug gee, soos hy dit wil. So met ander woorde, ek kan nie sê, hoor jy, ek soek nou die Gees van liefde nie, of ek soek die Gees van, ek soek dit nou nie, vergeet ek die van die ander, nee, dit werk nie so. En dis ook nie om dowe neete, dat Paulus sê, hoor jy so, dis die vrug van die Gees, want al 9 eienskappe maak deel van die eenheid. En hierdie eenheid is die vrug van die Gees. So dit is nie iets wat 'n mens van mekaar kan skei. Jy kan nie sê, hoor jy so, ek het die vrug van liefde of die vrug van selfbeheersing nie. Jy kan nie so sê nie. As jy waarlik kind van die Here is, dan moet jy al 9 eienskappe van die vrug van die Gees, moet dit in jou lewe openbaar. Dan kan nie 2 of 3 wees nie. Al die 9 die eienskappe van die vrug van die Gees moet in jou geestelike lewe openbaar ten alle tye. Nie net wanneer dit met jou goed gaan, of nie net wanneer jy in die kerk is, of nie net wanneer jy as 'n gelowige is nie. Dit moet sigbaar wees in alles in jou lewe. En dit is iets wat nie onderhandelbaar is nie. Markus 7 vers 17. Elke goeie boom dra goeie vrugte, maar 'n slegte boom dra slegte vrugte. Met ander woorde, aan jou vrugte word jy geken. En dit is juist een van die maniere om te kan sien of iemand waarlik gered is.
Behalwe hulle kerkbywoning, gaan dit ook oor, kyk na die vrug in hulle lewe. Dra hulle werklik hierdie eienskappe, kan mens dit in hulle lewe sien en ervaar. Want die vrug van die Gees is aktiewe goed. Dis nie passiewe goed nie. Dis aktiewe goed, dis werkwoorde. Dis iets wat jy moet doen in jou lewe, iets wat jy moet uitleef. En al hierdie goed wat ons moet doen nie vir ons eie gewin nie. Ons doen dit uit gehoorsaamheid en liefde vir die Here Jesus Christus, sodat sy naam verheerlik sal word. So die vrug van die Gees gaan nie oor ons nie. Dit gaan heel eerstens dat die naam van die Here Jesus verheerlik sal word, want hy en hy as alleen is dit waardig. Want jy sien ook, die dag as jy die Here aanneem, as jy verlosser en zaligmaker, dan is hy die een wat jou nie maak. Hy is die een wat jou beter maak. Die Heilige Gees geef jou die vrug van die Gees. Ons lees 2 Korintiërs 5 vers 17. Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die oude is verby, die nuwe het gekom. So die dag as jy die Here aanneem as verlosser en zaligmaker, dan ontvang jy die Heilige Gees. En die Heilige Gees gee dan aan jou die vrug van die Gees. So die Heilige Gees maak dit vir jou moontlik om hierdie vrug van die Gees om dit uit te leef. En alle tye teenoor alle mense. So ons kom by die heel eerste vrug. Liefde. Nou, die liefde wat hier gepraat word in hierdie skrif, is nie die broederlike liefde. Die Griekse woord daarvoor is phileo. Dis nie hierdie liefde nie. Die liefde waarvan hier gepraat word, is die liefde wat van God afkom. En ek dink almal weet wat is die Griekse term vir daai woord. Weet julle wat is die woord? Sê 'n bietjie vir my. Ek hoor iets. Agape. Ja, dis die liefde waarvan hier gepraat word. Agape liefde, of party mense spreek dit uit as agape, maar ongeag, dit beteken, dis liefde van God, wat bereid is om op te offer, sonder om iets terug te verwag. Dis die liefde waarvan hier gepraat word. En as ons weet van liefde, is die beste plek in die Bybel om te gaan soek, is waar? 1 Korintiërs 13. 1 Korintiërs 13 vers 13 sê vir ons, en nou, geloof, hoop en liefde, bly hierdie drie, en die grootste hiervan is die liefde. Ons lees in Johannes 4 vers 19, dat die Here Jesus Christus het ons eerste lief gehad. So met ander woorde, die Here is die bron van liefde. Liefde, agape liefde, nie wêreldliefde nie, agape liefde kom van die Here Jesus Christus af. Hy is die bron van daardie liefde. En omdat hy die bron van daardie liefde is, en jy as kind van die Here, ervaar dit elke dag in jou lewe, is dit van kardinale belang, dat jy daardie liefde wat jy ervaar, dat jy dit sal uitleef in jou lewe, sodat die mense die liefde van Christus, ek plaas die klem daarop, die liefde van die Here Jesus Christus in jou lewe sal raak sien, sodat sy naam verheerlik sal word. Nie dat mense sal sê, maar, tjoe, jy is al 'n goeie mens nie, hè? Ons kan sien, jy gee om vir ander mense. Dit gaan nie oor jou nie. Moet nooit hierdie prentjie mis nie. Dit gaan nie oor my of oor jou nie. Dit gaan oor die Heilige Gees kom en gee vir ons die vrug van die Gees, sodat sy naam verheerlik sal word. Dis waaroor dit gaan. Dit gaan nie daaroor dat dit ons beter mense maak nie. Dis die Heilige Gees wat ons verander, wat ons toerus om werklik die vrugte te dra wat by die bekering sal pas. Maar 1 Korintiërs 13 vers 7 sê 'n interessante ding. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Nou met baie van die eienskappe sukkel baie van ons. Veral die verdra alles nie. En ek moet eerlik sê, dis nie altyd maklik nie. Dis nie altyd maklik om alles te verdra. En ons het baie verskonings hoekom ek nou eintlik sukkel met hierdie goed.
Met mense as sê, maar hoor hierso, jy ken nie die mense som met wie ek werk nie. Hoor hierso, hulle is moeilike mense. Sê, hulle is mislik, hulle is arrogant, hulle is onnoosel, en al hierdie slegte goed. Maar al wat jy moet doen as kind van die Here is, jy moet alles in die stryd werk, en vra vir die Here om jou te help om werklik die vrug te dra en om verdraagsaam te wees. Want ons almal is nie altyd verdraagsaam soos wat ons moet wees nie. En ek sê weer 'n keer, en as ek sê ons, praat ek vir myself ook. Dis nie altyd maklik nie. Veral as dit jou persoonlik is, of jou geliefde persoonlik is, dan raak dit moeilik. Dan bid mens en jy worstel met die Here. En jy vra die Here om jou te help. En sê, Here, hierdie is 'n moeilike ding. Hierdie maak seer. Help my asseblief, dat ek hierdeur sal kom. Want die Here is die een wat ons hierdeur kan dra. Die Here is die een wat ons help. Hy sê in Korintiërs 10, hy het medelee met ons swakhede. Hy verstaan dat ons sukkel. Hy verstaan dat hierdie wêreld nie volmaak is nie. Maar wat interessant is, in Galasiërs 5:22 staan daar nergens dat die vrug van die Gees tel vir almal, behalwe die mense wat het vir jou moeilik maak. Ons moet die vrug van die Gees openbaar teen alle mense. Al dink jy, hulle verdien dit nie. Inteendeel, ons lees in Matteus 3 vers 8, die ou vertaling, dra dan vrugte wat by die bekering plaas. Want dit is eintlik straightforward. En dit klink eintlik so maklik. Dra die vrugte, man. Dra die vrugte wat by die Gees pas, want dit is wat die Here van julle verwag. Maar die probleem is, ons is as mens, en as ons seer kry ons seer en dit maak dit vir ons moeilik. Want dit voel baie keer asof alles net in mekaar val. En dit raak moeilik. Maar ongeag hoe moeilik dit is, en hoe swaar dit is, dra die vrugte. Gehoorsaamheid aan die Here kom altyd eerste. Al gebeur wat, want die Here is die een. Hy is die bron van liefde, hy is die een wat ons sal deurdra in tye van nood. So met ander woorde, hanteer alle mense met waardigheid, met liefde en respek. Jy sien, die Here Jesus is geduldig met ons. Hoeveel keer stel ons hom nie dinge? Hoeveel keer doen ons nie sonde? Maar die Here verdra ons sondes. Die Bybel sê, hy werk met in die see en hy dink nooit meer daaraan. Hy is goed vir ons ten spyte van enigiets. Met ander woorde, ek en jy, ons moet iemand gaan raak leef met die liefde van Christus. En ek wil dit weer beklemtoon. Die liefde van Christus is 'n liefde wat bereid is om op te offer sonder om terug te verwag. Ongeag wie die persoon is. Want dis wat die Here van ons verwag. Interessant is, liefde is die fondasie vir al die ander vrugte van die Gees, of vrug van die Gees. Ons tweede ene, blydskap. Ek wil dit lees in Engels, Nehemia 8 vers 10. And do not be grieved, for the joy of the Lord is your strength. Die Afrikaanse vertaling sê net, die blydskap van die Here is ons beskikking. Maar hierdie sê dit vir my meer kragtig. Jy sê jou blydskap is nie afhanklik van jou omstandighede. My en jou blydskap moet wees, afhanklik wees van die Here Jesus Christus. Omdat jy wat sê Filippense 4 vers 4. Wees altyd bly. Verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle in die Here. Daar staan nie behalwe nie. Daar staan nie nou en dan nie. Verbly jy altyd in die Here, al is dit hoe moeilik. Al voel dit vir jou, ek het nie eintlik nie, ek het nie die emosie nie, ek sukkel met hierdie ding, dan moet jy dit met die Here uitworstel. Dan moet jy vir die Here vra, Here, ek het nie blydskap, die Here gee dit weer vir my terug. Bly net by die Here, dat die Here vir ons blydskap sal gee. Weet jy, sê Psalm 37 vers 4, ek het dit nie op. Vind jou vreugde
in die Here. Hoor mooi, want die oomblik as jy jou vreugde in mense probeer vind, die oomblik as jy jou vreugde in instansies wil vind, dan gaan jy teleurgestel word, jy gaan seer kry. Maar die Here God is die enigste een wat ons nooit sal teleurstel nie. Ons kan op hom staat maak, ongeag wat. Want hy is God, is die bron van liefde, wat sy gees vir ons gegee, wat ons toelus met die vrug van die gees. Jy sien, ons word baie keer so vasgevang deur die uitdagings en die seer van die lewe. Ons werklik ons blydskap verloor in die Here. Want ons nie meer bly is in die Here nie. En eintlik het ons soveel om oor bly te wees in die Here. Maar die probleem is, ons verloor fokus. Jy fokus dan nie meer op die Here nie. En dan raak dit moeilik. Dan raak dit werklik moeilik. Die Here Jesus het self gesê, laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Filippense 4:5 vertaal. Ek wil volgende mooi vir julle sê, as ek preek ek vir myself op volgende. Ek preek nie vir julle nie, en eintlik elke Sondag as ek preek, maar veral vanoggend, preek ek ook vir myself. Here sê, laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Dis nie maklik. Dis nie altyd maklik. As iemand jou seer of jou vertrap, of jou sleg sê, om nog steeds vriendelik te wees. Mense sal sê, maar hoekom moet ek dan dit doen? Hoekom moet ek as iemand my sleg sê, en my valslik beskuldig, en al hierdie goed van my sê, en ek weet eintlik, ek is onskuldig. Hoekom moet ek nog? Weet jy hoekom? Want die Here sê, 'n sagte woord keer die grimmigheid af. Dis wat ons moet doen. Ons moet gehoorsaam wees aan die Here, ongeag wat. Al het iemand jou hoe seer gemaak. Moet gehoorsaam wees aan die Here. Ons laaste punt, vrede. Romeine 5:1. God het ons dan nou vrygespreek, deur ons geloof. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God, deur ons Here Jesus Christus. Jy sien, omdat die Here Jesus Christus jou losgekoop het van sonde, is daar nou vrede tussen jou en God. En omdat jy daagliks daardie vrede ervaar van die Here, moet jy daardie vrede, moet jy dit gaan uitleef teenoor alle mense. Weet jy wat sê die Bybel, wat moet jy doen met die mense wat jy vervolg? Weet jy jou menslike oogpunt uit, sal ons sê, luister die mense wat jou vervolg, die ouens wat my seermaak, luister, ek moet vir hulle 'n bietjie wys. Ek moet nie toelaat dat hulle op my trap. Want dit is ons menslike sondige natuur, is dit nie? Ons eerste reaksie is, ek sal jou wys. Jy maak nie so met my. Maar wat sê die Bybel? Die Bybel sê, jy met jou vyand, moet jy met liefde behandel, seën die wat jou vervolg. En as jy dit doen, sal jy hom 4 rooi maak van skuld. Wat sê Romeine 12:18? As dit moontlik is, hoor mooi, as dit moontlik is, ek gaan dit nou verduidelik, sover as van julle afhang, leef in vrede met alle mense. So hier beteken, baie mense het as dit moontlik is, bedoel ek dit. Sê nou maar net, ek is by die huis, iemand breek by my huis in, en hy wil my met my vrou, wil hy aanraak met 'n mens of wat ook. Dan moet ek myself verdedig. Daar's 'n gedeelte in Lukas 22 waar die Here vir sy disippels sê, hoor hierso, as jy nie swaard het, jy gaan verkleed, gaan verkoop jou kleed, sodat jy swaard kan hê. Want almal sê gou ons moet die wand draai, ja, jy moet, in sekere tyd. Maar hier sê Romeine baie, as dit moontlik is, sover dit van jou afhang,
So met ander woorde in Afrikaans, doen alles in jou vermoë om in vrede met alle mense te leef. Maar baie keer is dit nodig dat jy jouself sal verdedig, maar wees versigtig met elke saak wat jy doen. Almal ken tog die Hebreëse woord vir vrede, is shalom. Nou in die Ou Testament het die Jode die gebruik gehad as hulle mekaar groet, het hulle gesê shalom. Wat beteken vrede vir jou. Dis wat dit beteken. Die Here Jesus het self in die bergpredikasie het hy gesê, geseënd is die vredemakers, maar hulle sal kinders van God genoem word. Wees 'n vredemaker. Wees werklik 'n vredemaker, probeer om 'n vreedsame mens te wees. Ons Spreuke leer, iemand wat oosgierig is iemand wat dwaas is. Deur in vrede met alle mense te leef, kan ook dien as 'n getuie dat jy waarlik kind van die Here is. En die Here word daardeur verheerlik. Ek wil afsluit vers, of net die eerste gedeelte van die Hebreërs 12 vers 7. Beywer julle vir vrede met alle mense. Dit beteken, beywer, wie beteken beywer? Jy moet iets doen. Jy moet werk. Jy moet effort insit. Beywer julle vir vrede met alle mense. En dit wil wees so die naam van die Here vir julle sal word. Ja, as jy iemand vergewe, is dit goed vir jou. Dis regtig goed vir jou. Nou hoef jy nie meer uit rok te doen. Maar die belangrikste is, sodat die naam van die Here verheerlik sal word deur jou. Dat die Here jou sal gebruik as instrument. Jy wat die vrug dra, wat by die bekering sal pas. En ek wil wees, dis nie altyd maklik om 'n kind van die Here te wees. Dis nie vir sissies nie. Kom ons sluit af met gebed. Almagtige God, Hemelse Vader, Here, ons kom vir ons. En ons het hierdie 3 vrugte, Here, liefde, blydskap, vrede. Ons wil bid, Here Jesus, dat hierdie vrug in ons lewe, dat ons dit waarlik sal uitleef. Here, dat ons net hier sal uitstap en dit sal vergeet. Want ons werklik werk daarvan sal maak. Al is dit hoe moeilik, al is daar soveel uitdagings, al is daar soveel mense wat ons seermaak. Dankie Here Jesus dat ons op U kan vertrou. Dat U die een is wat ons opkry. U is die een wat die vermoeides en die verkrag. U is die een wat die versterk wat nie meer kan. Here, ons weet ons lewe in 'n sondige wêreld. Mense lief is om onmin te saai. En om kwaad te spreek, en om af te doen. En Here, ons weet, U is 'n regverdige God. En Here, dat niks is vir U onbekend. U ken al die waarheid. En ons eer U, dat U altyd in beheer is. In Jesus naam bid ons dit. Amen.